Môre vriende, baie welkom by vandag se spesiale diens. Ons lees in God se woord, Johannes 3 vers 16. En ons is almal so bekend met daardie vers wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God Vader, baie dankie vir hierdie spesiale dag wat ons weer so as gelowiges bymekaar kan kom om te herdenk wat ons verlosser, ons saligmaker moes deurmaak om vir ons die ewige lewe te kan gee. Here, ek wil U vra, laat die wêreld ons stil raak daar buite, dat ons die wêreld daar sal los en regtig sal fokus en konsentreer op dit wat U vir ons wil sê vandag. Heilige God, ek weet dat U woord sal seën, dat dit op vrugbaar grond sal val. En Here, laat ons anders hier uitstap vandag, as wat ons hier ingestap het. Vra dit in die grootste naam wat ek ken, dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, ja, welkom by Goeie Vrydagse diens. Maar weet julle, eerlikwaar, ek sukkel met daai naam, daai woord, Goeie Vrydag. Hoekom Goeie Vrydag? Ek lees 'n verhaal van 'n seun wat vir ons gebore is, wat opgegroei het, saam met sy maat seker gespeel het, en ja, toe hy die regte ouderdom ons nou is, begin hy sy bediening. En weet julle, ek lees dat daardie seun net goed gedoen het. Daardie seun het mense genees. Hy het blindes laat sien, dowes laat hoor, mense uit die dood uit opgewek. Hy het mense raad gegee. Ek meen, hoeveel bose geeste het hy nie uit mense uitgedryf nie. Hoeveel liefde het hy nie aan die wêreld kom bewys nie. Dus as ek daardie verhaal van daardie seun lees, dan is ek verwonderd om te dink dat so 'n almagtige, so wonderlike persoon. Ek meen, ons weet ook baie mense in daardie tyd van Jesus se tyd het nie geglo dat hy God se seun is nie. Ek meen, hoeveel keer wou hulle hom nie veroordeel of hoeveel keer hom gestenig het en ewig wanneer die Fariseërs en die Sadduseërs en skrifgeleerdes ons na hom gekom het met strik vrae, het Jesus op so kalm, eerbare manier net vir hulle gesê presies wat in die woord staan en hoe God dit sien. Goeie Vrydag. Ja, ek dink daardie 3,5 jaar wat Jesus sy bediening gedoen het, was goed, ja. Dit was goed vir almal wat oor sy pad gekom het. Ek meen, Jesus het nie doof gehou vir enige een nie. Onthou jy daai blinde man wat so gestaan het, skree, Jesus, seun van Dawid, ontferm jou oor my. En Jesus het hom nie geïgnoreer nie. En Jesus het hom genees. Jesus was regtig liefdevol. Hoeveel lewens het hy nie verander nie? Ons lees van soveel mense wat net deur hom in sy teenwoordigheid gewees het, verander het. Ek meen, ons kyk na die seentjie wat sy ete vir Jesus gegee het, waar Jesus meer as 5000 mans net alleen gevoed het met daardie voedsel. Hoeveel wonderwerke het hy nie gedoen nie? Eerste mens wat op water loop. Hy maak storms stil. Hy's baas van storms. En hy is nie net baas van natuurlike storms, maar weet jy, ook van die storms wat binne in jou hart woeker, woel en woelig is. As ons nou moet skat, is dit seker so 2000 jaar plus en 30 plus terug, wat hierdie einste man op 'n eseling in 'n stad ingery het, waar mense hom toegejuig het, hom geloof het, hom geprys het, hulle palmtakke oor die pad gestrooi waar hy kan oorloop, en net gejuig het van dankbaarheid. Ons lees dat die leiers
het vir hom kom vra, hoor so maak asseblief die mense stil, want hulle maak 'n bietjie lawaai. En toe sê hy vir julle, ek verseker julle, as ek hulle stil maak, sal die rotse my naam en die klippe my naam uitbasyn. Verstaan julle daai? Wow, daai is hier kom ek meen, as ons kyk na die as ek 'n voorbeeld kan maak, Rugby World Cup, as die Springbokke dit gewen het en hulle ry met hulle bus in die strate af, hoeveel skare staan nie daar op daai pad en juig en fluit en soek net 'n handtekening of enige iets van daai ding. Hoeveel te meer het hulle dit nie gedoen toe Jesus daar met daardie esel in daai stad van Jerusalem binne gegaan het nie. Wat 'n goeie dag. Wat 'n goeie dag. Yes, en dan vriende, dan kom dit. In daai selfde week. Al die mense wat hom toegejuig het en hom opgehemel het. Jo, draai een vir een teen hom. Jo. Hy word begin slaan. Hy word gespoeg. Hy word vals beskuldig. Hy word uitgelag. Hy word so geslaan met toue dat hy vlees uit hom uitruk. Hy word verlate. Sy vriende, die naaste vriend aan hom, verraai hom. Ander maak of hulle hom nie ken nie. En weet julle, al wat daardie kind kon doen het, is om mense te kom red. Al wat daardie kind kon doen het, is om ons sondes op hom te vat. Al wat daardie kind kom doen het, is vir ons te kom liefde wys, vir ons 'n ewige lewe te gee, ons skuld op hom te dra, wat niks verkeerd gedoen het nie, niks en niemand, wat almal gehelp het. Maar wat doen hulle? Draai een vir een teen hom. En wat doen hulle? Kruisig hom. Is dit 'n goeie Vrydag? Is dit goed? So vir my is dit frikkie hartseer. Jesus se donkerste dag. Liewe sy Vader verlaat hom. 'n Goeie Vrydag. Hoe kan ons dit 'n goeie Vrydag doen? Ons sê 'n goeie Vrydag nie. Hoe kan ons iemand vir al sy goedheid, sy liefde, sy genade in die kruis oor hom uitlag, om slaan omdat hy goed gedoen het, om vloek omrede hy mense gesond maak, om verwerp omrede hy mense uit die dood uit opwek? Is dit dalk jaloesie? Is dit dalk omrede ander dit nie kon regkry nie? Is hulle dalk so jaloers op Jesus gewees dat dit wat hy gereg gekry het, wou hulle ook graag reg gekry het, maar hulle kon nie. Hulle is nie die seun van 'n almagtige God nie. Vra ek weer, hoe kan ons dit 'n goeie Vrydag noem? Waar daardie arme man aan daardie kruis hang, sukkel om asem te kry, spiere skeer uit mekaar uit, dat hy tog nog daar met sy laaste asems ook, die man langs hom, vir hom om vergewe, en om daar bevredig en vir hom sê, hoorie, vandag sal my in die paradys wees. Nog steeds doen Jesus goed. Daar waar hy vir Vader sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Sy laaste asem, dink hy nog steeds aan ons sondaar mense. Hoe kan ons dit 'n goeie Vrydag noem? Hoe? Dat 'n onskuldige mens vir ons moet betaal. Vriende, ons lees al van so vroeg af soos in Jesaja 53 vers 4. Nogtans, ons siektes het hy dit gedra en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredinge, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld
op hom laat neerkom. Goeie Vrydag, né? Vir ons is dit 'n goeie Vrydag. Want dink julle regtig dit was vir Jesus 'n goeie Vrydag? Ek dink ons weet almal net voor dit ook het hy so hard vir Vader gevra, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verby. Maar moet nog steeds nie my wil nie, maar U wil laat geskied, dat Jesus ewen bloed gesweet het. Was dit vir hom 'n goeie Vrydag? Maar vriende, wys jou wat liefde doen, hè? Dit wys jou hoe lief God ons het. Jesus het dit vir ons gedra. Sy wond het vir ons genesing gebring. En dit is waar die goedheid inkom. Weet jy, ons as mens is nie goed nie. Net God is goed. Hy maak goed. Hy is goed. Hy wil goed wees. Weet jy, ons Here Jesus, die lam van God, het die bespotting, die gespoeg, die geeselery, het hy gevat en het gedra. Ek meen, dink daaraan, ons breek dalk net 'n been of ons sny iets en dan is ons half gekrippel en ons kan nie beweeg nie. Daar het Jesus hoeveel houe getrotseer, gebloei, maar nog steeds met daai kruis, daai berg op vir ons. Is dit nie liefde nie? Is dit nie waaroor dit gaan nie? Hoe kan ons nie so 'n man aanbid nie? Hoe kan ons nie vir so 'n man sê dankie nie? Hoe kan net ons rug omdra en sê, oh wel, maybe tomorrow. Maar weet jy, as môre nie kom nie? Ek het altyd gesê, ek vra my vrou een keer, weet jy my vroukie, ek wonder, as jy vandag doodgaan, waar sal jy wees? Sien vriende, jy gaan op een van twee plekke wees, of jy gaan nie by Vader wees, of jy gaan moet wees. Een van die twee. Dis jou keuse. En soos ek sê, goeie Vrydag is vir ons wel, maar nie vir Jesus nie. Ek meen, hy het ook ewen sy Vader het hom verlaat, waar hy geskree het, my God, waarom het U my verlaat? Alleen in die donker aan 'n kruis, waar hy sy laaste asem uitblaas. En net daar, waar ons dit 'n goeie Vrydag kan doen. Daar is ons losgekoop. Daar het Jesus alles op ons gevat. Hy het vir ons as sondaars gesterf. Hy het die dood oorwin. Maar daaroor gaan ons verder praat Sondag. Vriende, mag ons nooit vergeet wat hierdie dag eintlik behels het nie. Mag ons nooit vergeet van Jesus se swaar kry, sy seer. Ek dink hy was so hartseer. Sy lyding, en weet jy, hy het dit nie verdien nie. Het hy dit verdien? Het hy dit verdien? Of het ons dit verdien? Ons moes daar gehang het. En ek dink vandag moet ons nog steeds daar hang. Maar dit is wat ons noem genade. Genade het ons God se hande. Abba Vader, almagtige skepper van die hemel en van die aarde. Baie dankie Here vir hierdie boodskap. Vader, baie dankie dat ons nou kon gesien het wat liefde is en waaroor hierdie goeie Vrydag goed is. Vader, want U is goed en alles wat U doen is goed. Here, lei ons deur die res van die naweek. Here, laat ons regtig sal sit en besin oor hoekom hierdie dag goed is. En laat ons U daarvoor loof en prys. En ja, Here, beskerm ons, help ons, lei ons om weer Sondag by mekaar te kan kom, waar ons die grootste fees gaan vier. Dit is wanneer ons verlosser uit daardie graf uit opstaan. Dankie, ons loof U, ons prys U. In Yeshua Messia se groot naam. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Sien julle Sondag. Shalom. Hey, reviews? Ja, ek skryf klaar goed.